Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor God se planne. Gaan ek en jy as mens nie altyd kan begryp nie. En ek dink seker een van die beste plekke om te begin is die lewe van Job. Job het maar 'n goeie lewe gehad. Maar Job het ook daar dinge in sy lewe gebeur wat hy nie verstaan het nie. Nou dit was 'n verhaal van, as ek en jy daarna kyk, van baie onregverdigheid. En ek dink dit is ook soos baie mense al in die geskiedenis daarna gekyk het. Maar dit was tog 'n verhaal wat ook op die einde van die dag 'n gelukkige einde gehad het. Nou kom ons kyk wat sê die Bybel van Job. Die Bybel beskryf Job, hy sê, hy het God gedien en nie verkeerd gedoen nie. Hy het 7 seuns, 3 dogters gehad. Hy het 7000 skape, 3000 kamele, 500 spanne trekosse, 500 donkiemerries, baie slawe gehad, sowel mans en vrouens. Hy was die rykste man in die omgewing. Nou ek het 'n bietjie die Engelse vertaling gaan lees en dit vertel so mooi. Die Engelse vertaling gaan so: And the man was blameless and upright. Nee, reg opgeloop, geen skaamte in hom gehad nie. And one who feared God and abstained from and turned away from evil. Weet dat Job elke dag in die oggend sal opstaan en hy sal vir elkeen van sy kinders vroegoggend voor die son opkom, sou hy 'n offer gebring het vir die sondes wat hulle moontlik gepleeg het gister en deur die nag. Job se eerste toets, sommer reg in die boek van Job begin dit. Eendag het die hemelse wesens voor die Here te staan gekom. Die aanklaer was tussen hulle. Waar was jy die hele tyd, vra die Here, die aanklaer, wat natuurlik Satan is, né? Die aanklaer antwoord die Here: Ek het heen en weer oor die aarde gereis en gekyk wat daar aangaan. Die Here vra toe vir die aanklaer: Het jy vir Job opgemerk? Hy dien my. Daar is nog niemand soos hy nie. Hy lewe onberispelik. Hy is 'n mens van integriteit. Hy aanbid my en vermy die kwaad. Die aanklaer sê toe vir die Here: Ja, dit is so. Job dien U, Here, maar hy het 'n goeie rede om dit te doen. U het hom en sy huisgesin en sy eiendom nog altyd net beskerm, en U het hom voorspoedig gemaak in alles wat hy aanpak. Kyk net hoe ryk is hy. Maar reik nou uit en vat alles wat hy het. Hy sal U verseker in die gesig vloek. Goed, jy mag hom toets, sê die Here vir die aanklaer. Doen net wat jy wil met alles wat hy besit. Jy mag hom net nie fisies skade aandoen nie. Die aanklaer is toe weg van die Here af, en dit was net kort daarna, lees ons verder in die Bybel, kom die een boodskapper na die ander by Job aan. Die een is nog besig om te vertel, en dan is die ander een klaar daar. Die eerste een sê: Skurk het ons oorval, toe ons besig was om te ploeg, en al die osse en donkies gesteel, en ook al U werkers net daar doodgemaak. Weerlig het uit die hemel gekom, U skape en U skaapwagters net daar doodgeslaan. Die derde een kom en hy sê: 'n groep Galdeerse rowers het al U kamele gesteel en al U werkers gedood. En die vierde een kom aangehardloop en hy sê: U kinders was besig om partytjie te hou by die oudste seun se huis. Daar het 'n sterk wind uit die woestyn gekom en die huis van 4 kante getref. Die huis het in mekaar geval en al U kinders is dood. Nou mense, hierdie is geweldig. Dink jouself in hierdie man se lewe in. Dit was vandag toe hy opstaan, okay. Vanaand as die son sak, is alles deur mekaar. Al sy kinders, alles wat hy gehad het, in 'n oomblik weg. Sy hele lewe skielik tuimel in mekaar. 'n Man wat lief was vir sy kinders, 'n man wat bereid was om op te staan elke oggend voor die son opkom en vir elke kind 'n offer te bring vir die sonde wat hulle moontlik gister en deur die nag gepleeg het. In 'n oomblik is alles van hom al weggeneem. En Job se reaksie, kom ons sien wat die Bybel sê.
Job het toe opgestaan, hy het sy klere stukkend geskeer, hy het ook sy hare afgeskeer, daarna het hy op die grond voor God geval, en hy het gesê, naak het ek uit my ma se skoot uitgekom, en naak sal ek wees die dag wanneer ek doodgaan. Die Here het my alles gegee wat ek gehad het, en nou het hy alles weggeneem. Prys die naam van die Here. En alles wat gebeur het Job nie gesondig, en ook nie vir God verwyd nie. Is dit awesome? Maar as ons nie klaar nie, Job kry 'n tweede toets. Eendag was die hemelwesens weer voor die Here, die aanklaer was ook tussen hulle. Waar was jy, vra die Here vir die aanklaer? Ek het heen en weer oor die aarde gereis en gekyk. Wat gebeur, sê die aanklaer vir die Here. Het jy vir Job raak gesien? Hy dien my. Daar is nie nog iemand soos hy nie. Hy lewe onberispelik. Hy is 'n mens van integriteit. Hy dien my en doen nie die verkeerde nie. En hy hou aan om my te dien. Al het jy my, met 'n hoofletter, ook geoorreed om sonder enige oorsaak aan hom skade te doen, sê die Here vir die aanklaer. Die aanklaer antwoord die Here, hy dien u maar net omdat u dit goed laat gaan met hom. 'n Mens wat immers iets gee, of 'n mens sal immers enige iets gee om sy lewe te red. Maar tas hom aan en vat sy gesondheid weg, dan sal u sien hoe vloek hy u in die gesig. Goed, doen dit met hom wat jy wil, spaar net sy lewe, sê die Here vir die aanklaer. Die aanklaer is toe weg van die Here af en het Job met pynlike swere getref. Sy hele lyf was oortrek van die swere. Job het op die ashoop gaan sit en met 'n gebreekte potskerf sy swere gekrap, moontlik vir 'n bietjie verligting. Sy vrou vra hom, hoekom hou jy aan om die Here te dien? Vloek God en sterf. Job het haar geantwoord, jy praat nou soos 'n mens wat God glad nie ken nie. Ek het die goeie geskenke uit God se hande aanvaar. Moet ek ook nie nou die slegte aanvaar nie? Job het steeds niks verkeerd gedoen of gesê nie. Nou, as jy so 'n bietjie stil staan en jy dink aan Job se vrou se woorde, vloek die Here en sterf, dan dink ou, weet jy wat, is sy bietjie onregverdig. Maar vat jouself en sit aan haar skoene. Sy het net soveel verloor soos hy. Haar kinders wat sy in die lewe gebring het, is ook in 'n oomblik van haar weggevat. Haar huis, haar besittings, alles wat sy gehad het, is in 'n oomblik van haar weggeneem. Sy is ook besig om te rou. So in vandag se lewe, en dalk ook in daai lewe, kan 'n mens dalk dink hoekom sy so iets sou gesê het. Nou die verhaal gaan 'n bietjie verder. Na tyd kom Job se 3 vriende, goeie vriende, Elfias, Bildad en Sofar, kom om hom te ondersteun, want hulle het die nuus gekry wat met hom gebeur het. En die Bybel sê, hulle het daar aangekom dat Job nie eens herken nie. Toe hom sien het hulle hardop begin huil. Hulle het hulle klere geskeer, stof op hulle koppe gegooi, en hulle hartseer was net te groot vir woorde. Hulle het 7 dae en 7 nagte op die grond gesit, en nie een van hulle het 'n woord gespreek nie. Hulle het net by hom gesit. Want Job se smarte was net te groot vir woorde. Na 7 dae is Job die eerste een wat praat. En wat hy doen is, hy sê, en dit is 'n hele reeks dinge wat hy sê, maar dit kom daarop neer, hy verwens die dag dat hy gebore is. Hy verwens die dag dat hy asem gehaal het, hy wens eerder dat hy doodgebore was, die dag toe hy gebore is. En hy eindig sy gesprek, dit waarvoor ek gevrees het, wat oor my gaan kom, dit waarvoor ek bang was, het nou gebeur. Ek ken geen rus en vrede nie. Daar is vir my geen blaaskans meer nie, net moeilikheid. Nou as ek hierdie stuk lees en jy lees die stukke tussenin, elke vers, dan kan 'n mens voel, jy begin hierdie man, jy sien nie net nie, maar jy kan voel hierdie man se ellende. Hierdie ou word deur die duiwel gekastei.
Dit gaan nie met hom goed nie, dit is nie, niks van dit elke dag, nag, minuut, van dag of nag gaan dit met hom goed nie. Maar nooit het hy enige woorde teen die Here opgelig nie. Nou na Job gepraat het, begin sy vriende te antwoord. Die een sê vir hom, jy moes iewers gesondig het, want dit gebeur nie met regverdige mense. Dit wat met jou gebeur, gebeur net met onreg, om mense wat onreg pleeg. Die ander een sal weer kom en vir hom sê, hierdie is as gevolg van die sondes van jou kinders, dat hierdie goed oor jou gekom het. Dan die derde een, wat sy sê te sê het, kom en hy is reguit af, reg op die man af. En hy sê vir Job, weet jy wat, jy moes, gaan ondersoek jouself. Jy moes iewers gesondig het, dat die Here jou so straf. Hierdie goed volg oor 'n paar hoofstukke, wat dan die een praat en Job terug antwoord, en een praat en Job terug antwoord, en een praat, maar nooit in al daai hoofstukke, een keer sal Job iets teen die Here sê nie. Glad nie. Alhoewel sy lewe so pynlik is elke dag, dat hy homself moet krap met 'n potskerf, net om 'n bietjie verligting te kry. Hy het niks nie, alles van hom af weggevat, sy kinders is in 'n oomblik weggevat, maar nooit, nie een keer, sê Job iets teen die Here nie. Inteendeel in sy situasie, prys hy die Here vir sy almag en sy wysheid. Maar hy pleit by die Here om 'n antwoord. Hoekom, Here? Hoekom is hierdie goed besig met my te gebeur? En dan, skielik na baie hoofstukke, dan spreek hy sy vriende streng aan. Dat hulle vir God praat asof hulle presies weet wat die Here hier doen en hoekom hy hierdie dinge oor Job bring. Hoofstuk 38, ons lees 'n rukkie stil staan gou daar. Toe ek hierdie ding gelees het, en ek sien, en ons gaan dan nou 'n bietjie verder daaroor praat, hoe Job se vriende by hom kom sit het, en daar word nie 'n woord gespreek nie, kan ek in my hart sien, hoe hierdie ouens se harte seer was vir Job. Want soos die Bybel ook sê, hulle het gehuil, hulle kon nie woorde uitkry nie, dit was vir hulle net so verskriklik. Maar op 'n tyd, toe Job nou begin praat het na die 7 dae, begin elkeen in sy eie verstand terug te antwoord. En die Here praat met Job in hoofstuk 38 uit 'n stormwind uit. Wie is dit wat my wysheid bevraagteken met die woorde van onkunde? Staal jou, ek sal die vraag stel en dan gaan jy my antwoord. Nou, toe ek hierna sit en ek gaan dit vandag sê, val dit op my, jy weet, voel ek skuldig. Want ons as kinders van die Here, partykeer sal ons by 'n persoon kom wat een of ander ellende het. Nie almal van ons gaan dieselfde pad nie. En ons gaan na die persoon toe kom en ons gaan by daai persoon sit. En ons gaan vir daai persoon sê, die Here sê, die Here het dit op my hart gelê. Die Here het die en daai van my gesê om vir jou te sê. En net skielik hier besef ek, en ons gaan sien nou wat die Here gedoen het met hulle. As jy nie seker is nie, as jy nie seker is, dan sit jy en jy bly stil. Jy's daar. Jy's daar vir daai persoon. Maar as jy nie seker is wat om te antwoord nie, as jy nie doodseker is die Here stuur jou met hierdie antwoord nie, pas op. Ons gaan nou daarby uitkom. Pas op wat jy sê. En soos ek sê, die Here antwoord hom in 'n stormwind, en die Here sê vir hom, wie is dit wat my wysheid bevraagteken met die woorde van onkunde? En die Here begin aan hom vrae te stel. Hy sê vir hom, jy moet stil bly. Antwoord my op die vraag. En mense, daar's 3 hoofstukke wat die Here van daar verder gaan, en hy begin vir Job een vraag na die ander te vra. Ek gaan net so 'n bietjie uitlig daar. Die Here vra van Job, waar was jy toe die fondasie van hierdie aarde gelê was?
Die Here vra van hoe groot is hierdie aarde? Het jy met 'n maatband gegaan en hierdie aarde gemeet? Die Here sê van wie stel die grense van die see? Wie sê vir die see, jy sal hier ophou, jy gaan hier branders breek en jy gaan nie verder nie? Die Here sê van wie beveel die son elke dag om op te kom? Die Here vra van waar is die fontein wat in die see opspring? Die Here sê van, het jy al ooit rondgeloop in die diepste van die see, net om dit te verken? Die Here gaan aan, en hy vra van oor verskillende diere, hoe verskillende diere beweeg, hoe die seekoei onder andere in 'n rivier kan ingaan sonder vrees wat in vloed is, want die Here het hom so gebou. En is interessant, ek wil dit nog 'n bietjie gaan navors, want blykbaar is sy spiere geweef, en dit maak hom dat hy nie beweegbaar is in storm. Maar soos ek sê, ek het dit maar net so 'n stukkie in die Bybel, ek sal dit nog 'n bietjie gaan navors. En dan praat hy van die klipspringer, en dan praat die Here van die bokkie wat homself sorg, dan praat die Here van die volstruis. Dit is baie interessant om dit te gaan lees. En die Here eindig 3 hoofstukke verder, en hy praat in die Afrikaanse vertaling, praat hulle van 'n krokodil. Al die Engelse vertalings en ouer vertalings praat van die leviathan. Dis 'n seemonster, krokodilagtig, ontsettend groot. En die Here sê vir hom, wie sê vir die leviathan om stil te wees? Wie vang hom met 'n hoek in sy bek? Wie kan sy bek toebind? Omdat die krokodil so wreed is, sal niemand dit waag om hom wakker te maak nie. Wie sal dan teenoor my kan staan? Wie wil my eise stel dat ek moet betaal? Alles onder die hemel behoort immers aan my. En dan kom die verandering in Job se lewe. Hoofstuk 42. Job het die Here geantwoord, ek weet nou dat U enigiets kan doen en niemand kan U keer nie. U vra, wie waag dit om in sy onkunde my wysheid te bevraagteken? En Job antwoord, dit was ek. Ek het gepraat oor dinge sonder begrip, dinge wat te wonderlik is vir my. U het gesê, luister wat ek praat, ek sal jou vra en jy moet my antwoord. En hier kom dit in vers 5. Tot nou toe nog het ek net met my ore van U gehoor, maar nou het ek U met my eie oë gesien. En in daai wat die Here met hom gepraat het, kom hierdie groot openbaring van hoe magtig die God is van die heelal van hierdie wêreld. En Job sien dit raak. En hy antwoord, hy sê, nou verag ek myself en het berou in stof en as. Die Here het nie vir Job verduidelik hoekom hierdie goed met hom gebeur nie. Nie een keer. Nie eers tot aan die einde van die verhaal van Job nie. Het die Here nooit vir hom gesê, dit het gebeur in die hemel as gevolg van nooit. Maar weet jy wat, toe sy oë oopgaan, en hy sien God almagtig, toe was dit nie nodig om te weet nie. Toe het hy nooit weer gevra nie. Hy wou nie weer weet nie. Dis was nie vir hom belangrik nie. En hy besef, dit was God se besluit. Daar's 'n rede voor. Hy hoef dit nie te verstaan nie. Hy gaan dit nie bevraagteken nie. Nadat die Here klaar gepraat het met Job, het hy vir Elifas gesê, ek is kwaad vir jou en jou 2 vriende. Julle het nie wat reg is voor my gepraat, soos my dienaar Job nie. Daarom vat nou 7 jong bulle, 7 ramme, gaan na my dienaar Job toe, en bring 'n brandoffer vir julle self. My dienaar Job sal vir julle bid. Ek sal sy gebed aanvaar. Ek sal julle nie behandel soos julle verdien nie. Julle het nie wat reg is teenoor my gesê, soos my dienaar Job nie. Nou net daar wil ek weer stil staan. Toe ek hierdie stuk lees, te besef ek, ons as Christene, partykeer pas op, want ons praat baie maklik.
As die Here nie vir ons die antwoord gegee het en duidelik nie, dan moet ons net daar wees vir ondersteuning. En as die Here jou wil gebruik, sal jy weet, omdat jy weet, en omdat jy gebid het, dat dit is wat die Here jou wil gebruik voor. En dit is wat jy vir so 'n persoon moet sê. Ons is baie geneig, en ek praat nou, skielik, ek sê self, ek het die skok van my lewe gekry toe ek dit lees. Pas op, Frank, wat jy kwytraak partykeer. Ons kan nie vir die Here praat nie. Daar's gevalle wat jy duidelik weet, is die oorsaak van hierdie ou se ellende, en jy kan hom aanspreek vir dit. Maar in Job se lewe was daar nie 'n duidelikheid nie. In Job se lewe het ons nie verstaan hoekom hierdie goed gekom het nie. Ons het nie verstaan hoekom die ou skielik gediagnoseer of sy werk verloor het of iets, en daar's nie duidelike goed nie. Ons verstaan dit nie, maar ons is altyd vinnig om iets te sê. En die Here is baie duidelik hier, so die Here sê, ek is kwaad vir julle. En wat so amazing is, sê die Here, my dienaar Job sal vir julle bid. Nou is dit, ons was, ek was, is my kyte 10 keer 8 baar opgeblaas, teenoor hierdie ouens. Maar Job gaan, en hy gaan bid vir sy vriende. En hy bring hulle voor die Here, soos hy met sy kinders gedoen het. En hy kom tree in vir sy vriende, wat op die einde van die dag verkeerd was. Hoeveel moes die Here, die almagtige God, in Job geglo het? Ek wil nou sê wetenskap, maar ek dink nie is die regte woord nie. Om Satan toe te laat, om hierdie dinge aan Job te doen. Hoeveel vertroue het die Here in daai man gehad, om te sê dis reg, Satan, en om my tweede keer te sê dis reg. Wat sou gebeur het, as Job die Here gevloek het? Wat sou in die hemel gebeur het, daar waar hulle almal bymekaar was, as Job een vloekwoord teen die Here gegee het? Hoeveel vertroue het God almagtig in een mens, net 'n blote mens gehad, om te sê is reg, doen dit. En ek bid, dat ek eendag daai persoon sal wees, dat die Here my kan vertrou, en dat die Here kan sê, Frank, dat die Here my naam in die hemel sal noem, soos hy Job se naam genoem het. Job het nooit geweet wat daar gebeur het nie. Die Here het hom nooit gesê nie. Ons weet dit nou, want ons lees die Bybel agterna. Ons ken die verhaal. En die Here kon vir Satan wys, dat daar mense op hierdie aarde is, wat hom nie net dien, vir wêreldse mag, en wêreldse gemak nie. Job het aanvaar, die Here kom en hy kom seën hom, meer as ooit tevore. Hy gee weer vir hom 10 kinders. Hy kom maak hom ryker as wat hy was, na die tyd. Ja, daar was seker nog pyn oor die dinge wat gebeur het, maar nooit het Job weer gepraat daaroor nie. Ek en jy kan nie die Here se gedagtes verstaan nie. Ons kan nie verstaan wat die Here doen nie. Job het dit nie verstaan nie, hy het bly vra, tot die Here hom openbaar het en gesê het, Job, jy hoef nie te weet nie. Ek is wie ek is. Ek beheer alles. En hy het dit net so aanvaar. Nou dink hy sommer vinnig, en ek wil so 'n bietjie stil staan by Josef. Was sy lewe nie maar amper so nie? As klein kind, lekker bederf, nuwe jassie gekry, lekker vol van homself. En sy boetie sou niks vir hom nie, want julle weet mos hoe is hy bederfde kind in die huis, né? Maar hom ook partykeer, ek weet ek my klein sussie was so gewees, sy is so 'n paar jaar jonger as ek. Ek weet partykeer wou ek ook al so aspreseer kry. Sy broers was baie jaloers. Nou kom Josef nog en hy het nog hierdie droom van die gerwe en hulle gerwe buig voor sy gerf en sy boeties was nie, hy het nie van dit gehou nie. En net daarna toe is die tweede droom daar. Die son en die maan en die sterre sal voor hom buig. Dit sluit nou sy ma en sy pa ook in. So natuurlik was die man nie baie populêr in sy gesin nie, maar dit wat met hom gebeur het, toe hy na die veld toe gaan en sy broers besluit nie, hulle gaan vir hom doodmaak en sy baadjie vol bloed huis toe stuur, en Reuben gelukkig intree vir hom, en hulle gooi hom net in 'n gat en hulle verkoop hom,
20 stukke silwer. Onthou julle die 20 stukke silwer, hulle het ons die Here ook verkoop vir daai geld, né? 20 stukke silwer. En hy is hier af Egipte toe as 'n slaaf in Potifar se huis, die Here gee vir hom guns. En hy doen goed in Potifar se huis. Hy doen goed want die Here gee hom guns. Was dit nodig om so toe te gaan? Nee, dit was nie. 'n Bakkoond by die huis sou seker beter gewerk het. Dan sou hy dalk bietjie geluister het. Maar hy verdien nie dit wat met hom gebeur nie. Maar hy soek nie antwoorde nie. Hy's daar en hy vertrou die Here en die Here maak hom in alles wat hy doen hy goed. En Potifar skuif hom op na die tweede hoogste in sy huis, wat al sy geldsaak en alles hanteer. Nou kom die duiwel en Potifar se vrou hou van Josef. En keer op keer sê hy nee, keer op keer sê hy nee. Op 'n dag toe kon sy dit net nie meer vat nie en sy skree dat hy iets aan haar wou gedoen het. En dit het net met hom goed gegaan. Terug is die man in die tronk. En daar sit hy. Maar ook in die tronk moes hy besef het, Here, hoekom hier? Wat gaan aan hier? Ek was skuldig, maar nie so skuldig, ek verdien nie hierdie nie. En in die tronk gee die Here vir hom guns. En hy begin drome uit te lê. Julle weet, die bakker en die skinker se drome wat hy uitgelê het. En na dit, 2 jaar later, toe die twee, of die een nou vrygestel is en die een se kop afgekap is, 2 jaar later, het die farao 'n droom. En hulle onthou, Josef kan drome uitlê. En die Here bring hom uit sy tronk uit. En die farao is so in sy skik met hom, en hy maak hom die tweede hoogste in bevel in Egipte, wat baie hoog is. Miskien moes hy dan ook nie verstaan het nie, hy het maar gedink, die Here gee hom guns in dit wat hy gedoen het. Maar wat was die uiteinde? Ons wat die Bybel het, sien dit. Ons kan dit lees vandag. Hongersnood, daar's baie kos in Egipte. Jakob en sy 11 seuns trek Egipte toe. Die begin van die 12 stamme van Israel kom in Egipte aan, as gevolg van Josef wat nie ingegee het op sonde nie. Wat nie wou. Jy weet, Egipte het baie dinge gehad, baie afleidings gehad mense, baie afgode, daar het baie dinge gebeur, maar nooit het Josef in 'n vreemde land gesê, ek is nou hier, ek sal nou maar doen soos hulle doen nie. Deur nee te sê en te bly wie hy is, het die Here vir hom guns gegee. Die uiteinde van die saak is die 12 stamme van Israel is Egipte toe. 430 jaar later, meer as 2 miljoen Israeliete as gevolg van die 12 stam van Israel is om toe gaan, trek uit Egipte uit na die beloofde land toe. Ek en jy verstaan nie God se plan nie. En ons moenie probeer om dit te verstaan nie. As goed met ons gebeur, moet ons net aanvaar. En dit is wat die Here vir Job en die Here met Josef gedoen het. En ek wil afsluit die kruisiging van ons Here Jesus Christus. Sou daarna kyk, hoekom so wreed? Hoekom het hierdie goed gebeur? Hoekom so baie bloed? Na die kruisdood van die Here, of kom ons begin so, voor die kruisdood van die Here, weet ons dat Satan alles probeer het, om die Here van sy missie, dit wat God hom voorgestuur het, te kom doen. Hy het alles probeer om die Here van stryd af te kry, maar hy kon dit nooit doen nie. Nou kan ons vandag dink in ons menslike brein, die aand toe die Here in die tuin in hegtenis geneem is. Kan jy dink hoe dit gegaan in die onderwêreld? Daar waar die demone en Satan leef. Kan jy dink hoe dit gegaan? Hoe moes daai manne gejubel het en gejuig het, want Jesus word gearresteer? Kan jy dink die volgende dag toe hy voor Pilatus gestaan het, en Pilatus het gesê het, gaan martel hom, geesel hom, en stuur hom na die kruis. Kan jy dink hoe dit gegaan in die onderwêreld, mense? Want hulle het gedink hulle wen. Het jy gedink hoe dit gegaan het in daai 12 disippels en die ander se harte, toe hulle Here gevange geneem is, en hulle kan vir hom niks doen nie. Hy gaan kruis toe. Kan jy dink die gejuig in die onderwêreld? Want hulle het gewen. Hulle het gewen, die Here gaan sterf.
Kan julle dink toe die Here op die kruis gestaan het, en nie een keer roep hy die engele van die hemel af om hom te kom haal nie? Kan julle dink die gejuig in die onderwêreld? En toe gebeur dit 3 uur die middag, sê die Here, my God, hoekom het U my verlaat? En net daarna kom die woorde, dis volbring. En hy blaas sy laaste asem uit. Kan julle dink die verbasing op daai klomp se gesigte toe die Here sê dis volbring? Wat is volbring? Vir die eerste keer in die geskiedenis van die mens was die offer voldoende vir God die Vader. Reg deur die Ou Testament moes hulle diere slag, hulle moes die bloed laat drup. Dit het oral gestink na brandvleis en bloed, droë bloed, soos hulle geoffer het om te probeer dat God hulle sondes kan vergewe. Nooit was dit net genoeg nie. En die dag toe ons Here Jesus sterf op hy kruis, daai oomblik, toe skeur die tempel se voorhangsel van bo na onder. En Satan moes gekyk het en gesê, hy het nie geweet wat nou kom nie. Hy het nie geweet wat hier gebeur nie. Hy het nie besef wat aan die gebeur is nie. Want vir die eerste keer sê 'n heilige God, die offer was voldoende. Nooit weer sal ons diere slag, nooit weer sal ons hulle vet en hulle vleis verbrand nie, want die offer was genoeg. Ek en jy kan nie, dink aan die 12 disippels, hulle het nie geweet wat het gebeur tot die uitstorting van die Heilige Gees nie. Hulle het nie besef nie. Maar God se plan is nie my en jou plan nie. Partykeer wil ons slim raak, veral Frankie so. Ons wil dink, ons weet wat die Here doen. Hierdie is net min voorbeelde uit die Bybel uit. Die Satan het probeer. Hy het probeer met Job, hy het probeer met Josef, hy het probeer met ons Here. En elke keer het God almagtig hom uitoorlê. En mag het so wees dat ek en jy hierdie wêreld kan uitgaan en dat ons name in die hemel genoem word voor die dag wat ons hier geneem word. Dat die Here met my en jou ook kan sê, daar is ons dienaars. Is dit nie so nie? Dat die Here 'n blote mens gebruik. Kom ons maak ons oë toe. Here almagtig, ons weet Vader, Here, baie keer ons as mens, Here, veral as ons 'n pad saam met U begin stap, Here, begin dink, Here, ons kan dink soos U, Here. Here, ons dink baie keer, Vader, ons weet wat U beplan, Here. Maar Here het vandag vir ons kom wys uit die heilige woord uit, Here. Here, ons weet nie. Ons sal nooit weet nie, Here. Ons kan nooit, Here, met ons bietjie wysheid wat ons het, Here, kan ons ooit vir U kom sê wat U moet doen, Here. Here, ons kan nie doen wat U doen nie, Here, ons het nie beheer oor wat U het nie, Here, hoe U die heelal so in een hand vashou, Here, hoe U alles bestuur, Here, van bo af, Here. Maar Here ook, ons het in liefde vir ons mense, dat U seun na daai kruis toe gestuur het, Here. En Here, toe die laaste asem in die bloed drup, Here, toe sê U is genoeg. Dis voldoende, Here, U is tevrede. En vandag staan ons hier en ons wil vir U sê, Here Jesus Christus, dankie. Dankie, Here, vir dit wat U vir ons gedoen het. Here, en ons kom en ons bely, ons is net mense. Here, ons kom en ons bely, Here, dat ons nietig is, Here. Ons kan nie niks, ons kan nie 'n besluit doen, Here. Ons het U nodig vir elke minuut van elke dag en elke minuut van elke nag, Here. Here, mag dit so wees dat ons lewens oorgee aan U, Here. Totaal, Here. En dan, Here, sal ons oopgaan en ons sal U majesteit raak sien, Here. Kom leer elkeen van ons, Here. Begin vandag, Here, dat ons kan weet, Here, dat ons 'n God dien, Here. Dat selfs die heerser van die donker wêreld, Here, nie weet wat U doen nie, Here. Dat hy nie kan bepaal waarmee U besig is nie, Here. Want Here, U is almagtig, alwetend, en ons verklaar dit vandag. Here, kom seën elkeen van ons hierdie week wat kom. Vader, bring ons Sondag weer bymekaar. In die naam van Jesus Christus, en wie ons glo, bid ons dit. Amen.